Italië is bekend vir hulle goeie wyne, lekker pasta en natuurlik betroubare gewere, haalgewere en pistole. Meeste van hierdie vuurwapens word in Brescia in die noorde van Italië vervaardig. En hier is dit nie ongewoon dat die hele familie in die besigheid werk en van geslag na geslag oorgedra word nie. Een so familie is die Sabatti familie wat sedert die 17de eeu reeds vuurwapens vervaardig. Gedurende een of ander Europese oorlog in die 19de eeu het die owerhede in Brescia alle wapensmede opgerig vir militêre diens. Dis baie interessant dat 4 van die 10 mense wat aangemeld het, Sabattis was. Dit bewys hoe toegewyd hierdie familie tot vuurwapenvervaardiging was en nog steeds is. Die Sabatti fabriek is reeds sedert 1960 in bedryf en hierdie Sabatti is die Rover 870 model, funksioneel gebou sodat bekostigbaar kan wees en natuurlik uitstekende werk kan verrig. Met sy gewone aksie en sluitnokke is dit pure Remington. Trek jy die grendel uit, is daar min verskille. Die grendelkop is speervormig en dit is maklik om vas te vat. Die regterkant se sluitnok het 'n gleufie in wat op die spoor in aksie beweeg. Die doel van hierdie stelsel is om oormatige beweging deur die grendel tydens die gebruik te beperk. Dit het nie 'n verwyderbare magasyn nie en dus moet die patrone van bo af gelaai word. Dit het 'n 2-posisie veiligheidsknip. Om agter te trek is die geweer veilig en kan dus nie gevuur word nie. Om vorentoe te sit is die geweer in battery en kan dan afgevuur word. Die lope word in huis op die koue hamersmee metode vervaardig, maar dit maak gebruik van die polygonale skroefstelsel wat die lope meer akkuraat maak. Dit verminder ook slytasie. Die kolf is reguit en dit skop mooi styf teen die skouer vas. Die bandskakels is permanent en kan nie saam met die band verwyder word nie. Die Rover 870 het ruitwerk op die pistoolgreep, sowel as op die voorarmgreep. Die Sabatti Rover 870 is uit en uit gebou vir 'n alledaagse werksgeweer en is presies wat hy is. Hy kan werk. Die Sabatti is toegerus met 'n Hawk 4-16x50 Vantage SF teleskoop wat op 'n Picatinny romp monteer is. Hawk teleskope is afkomstig van Engeland en die Vantage SF 4-16x50 mm het 'n 25 mm buis met 'n oogafstand van ongeveer 90 mm. Die lenskwaliteit van Hawk is uitstekend en die zoom maklik hanteer word. Dit verstel 'n kwart duim per klik op 100 yards en die versteltoring se doppies moet eers afgedraai word voordat enige verstellings gedoen kan word. Die verligte 10x1/2 mm dot kruishaar is op die tweede fokale vlak geplaas wat op 5 verskillende ligsterktes gestel kan word. Mense het ook die keuse of jy na groen of rooi kruishaar wil kyk. Die parallax kan vanaf 15 yards tot oneindig gestel word. Ons het hierdie kombinasie op die skietbaan getoets en soos julle kan sien, het dit baie mooi groepeer met die 180 grain Fiocchi ammunisie. En ek wil kyk of die Engelsman en Italianer nou saam kan werk in die jagveld en daarom biltong op die draad bring.
Dit lyk daarom of daar harmonie tussen die Engelse en die Italianers is. Ek het 'n bietjie gewerk vandag vir daai vleis wat aan die koelkamer hang hier van Bateleur Safaris van Philip Bronkhorst. Bateleur Safaris is ongeveer 500 hektar groot en in die omgewing is daar konsessies wat die plaas dan amper saam 11.000 hektar groot maak. Hier in die Waterberge, tussen Ellisras en Marken, dis 'n pragtplaas. Die akkommodasies van die boonste rakke en die kos laat jy soos 'n koning voel. Die spoorsnyers is baie goed opgelei en hulle slag jou gejagte diere baie vinnig af, baie netjies in hierdie baie mooi fasiliteit wat daarvoor gebou is. In die aande om die kampvuur kruip die atmosfeer nader dat jy groot jagdrome droom om so 'n kombinasie wat Sabati en Hok bymekaar gesit het om so vinnig as moontlik aan te skaf. Ek wil dit ook baie dankie sê aan Philip Bronkhorst, eienaar van Bateleur Safaris, vir dat hy sy plaas beskikbaar gestel het aan ons. Baie dankie ook aan Charles Montgomery, eienaar van Suburban Guns, vir hierdie wonderlike pakket wat Sabati en Hok aan mekaar gesit het.